Goeiemôre vriende, hier op 'n pragtige Saterdag. Dit is die 7de Februarie 2026. Mag julle 'n wonderlike dag hê. As julle sommer net 'n bietjie laat slaap, is dit ook lekker, maar julle wat kinders het, weet ek, is alweer vroeg op en aan die hardloop. Daar is nie tyd vir niks as 'n ou kids het nie. Hoe kleiner hulle is, hoe meer. Wel, as jy groter is, moet jy nou na al die sportgoeders toe ook gaan. So voorspoed vir julle ook vir hierdie jaar wat in alle erns begin optel het. Kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Dankie Jesus dat U vir ons gesterf het aan die kruis. Here, dat U inderdaad opgevaar het na die hemel. Here, dat ons weet U weer kom om ons almal te kom haal. Here, daardie vaste wete dat U opgestaan het, is die een ding wat ons dit is die lewende hoop waaraan ons vashou, waarvan Petrus in 1 Petrus 1 sê. Dankie Here vir daardie versekering dat ons inderdaad ewig gaan lewe. Dankie daarvoor. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons gaan nou aan hierso by 1 Tessalonisense. Ek het gister lekker met julle gepraat waar Paulus ons nou al die mooi goed gesê het van hierdie gemeente. Ek wil is 'n pragtige gemeente. We kom uit 'n heidense konteks uit, so 50 na Christus die brief omtrent geskrywe, baie naby aan die tyd wat Jesus natuurlik gesterf het, 17 jaar maar van die tyd af. Dis ook die ouens sê as jy na die egtheid van dokumente gaan kyk, hoe nader dit geskrywe is aan die tyd wat dit plaasgevind het, hoe meer legitiem is dit, hoe meer autentiek is dit, né? En daarom ook as ons gaan kyk na wetenskaplike standaarde waar hulle die inligting wat in die Bybel vir ons agtergelaat is in daai tyd toets, vriende, en sê hulle die Bybel is die mees autentieke dokument wat jy kan kry in terme van wetenskaplike navorsing wat hulle vat in terme van wanneer die gebeurtenis plaasgevind is en wanneer die brief of die dokumente daarna geskryf is, né? So daai is baie naby aan mekaar. So ou Paulus vriende kom sê hierso vir julle is pragtig. Ek het vir Timoteus gestuur om te kyk of julle nie vir die verleier geval het. Julle is as liefde onder mekaar, as geloof onder mekaar. Amazing. En dan fine-tune julle net so 'n bietjie, né, wat ons nou al klaar gelees het mekaar. En dan kom ons hierso by vers 9 uit waar hy kom sê: oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Ja, dit is 'n groot vers hierdie vriende. As ons om 'n bietjie dissekteer hierdie vers, dan staan hy 'n groot ding, want julle is deur God self geleer om mekaar lief te hê. Nou wat beteken dit? Wat beteken dit? Ek sê mos vir julle, mense hardloop partykeer by teksvers verby, jy kyk, dink nie eens 2 keer daar nie. You want to accomplish, you don't go deeper, né? Dis hoe ek vir julle sê, wanneer julle na die Bybel kyk, wanneer julle die Bybel lees, vriende, vat julle tyd, wees rustig, wees stadig, moenie dit doen omdat jy skuldig voel nie. Sit daar want jy het 'n verhouding met God. Wanneer jy 'n verhouding met iemand het, dan jaag jy nie die gesprek af net om gou die gesprekkie af te handel, gaan jy nie. Dit werk nie so met ons mense nie. Ons moet ook nie so met God werk nie, né? So wanneer jy wees rustig, gee vir jou tyd, vra oor daai gedeelte. Wat sê die Here deur sy Gees deur hierdie gedeelte vir my? Nou as ek na hierdie gedeelte lees, is eintlik 'n amazing gedeelte soos ek julle sê, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Hoe het God hulle geleer? Want God het Jesus Christus gestuur. Dan sê Paulus in Filippense, Jesus het nie aan sy goddelikheid vasgehou nie, maar het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hy het hom verder verneder deur die gestalte van 'n mens aan te neem. God het ons so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het om in ons plek te kom sterwe. Groter liefde kan jy tog nie kry nie. Hoekom het 'n almagtige God? Hoekom het hy enige behoefte om vir 'n mens te sterf? Maak geen sin nie, né? Behalwe as dit liefde is. Hy kon net oorgebegin het met die aarde. Die aarde is van biljoene planeetjies, is hy aarde maar een. Hoekom sal hy worry oor die aarde? Maar hy doen. Hy het daai sagte hart, die God van ons, né? Daarom kom sê Paulus vir hulle, oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skryf nie. Julle is self deur God geleer om mekaar te wees. Nou vriende, wanneer ons vir Jesus liefhet, wanneer ons vir God liefhet, kan ons tog nie ons broer haat nie. Daarom kom Jesus en kom sê hy, die wet is opgesom in 2 dele. Julle moet die Here julle God lief hê met julle hart, siel en verstand, en julle naaste soos julle self.
hergedefinieer, gaan dit altyd sê, hergedefinieer Johannes 13, 34 en 35, waar Jesus vir die disippels kom sê, ek gee julle 'n nuwe gebod, wat hierdie naaste ding vervang, in die sin van, julle moet mekaar lief hê wat? Jy moet nie jou naaste lief hê soos jouself, nee, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het, sê Jesus, sodat die wêreld kan sien dat julle my disippels is. Nee. So hy sê oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skryf nie, want julle self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dit doen julle dan nou ook teenoor al die broers in die hele Macedonië, sê hy, nee, hy sê so, ek kan sien julle broederliefde so oor al die mense hier so in Macedonië uitgestort. Ek hoef nie eintlik met julle te praat daaroor nie. Dan kom hy. Ons versoek julle egter dringend broers, dubbelpunt. Lê julle nog meer daarop toe. Lê julle nog meer daarop toe. Nou vriende, as ek en jy ons nog meer op liefde toelê. Liefde beteken jy aanvaar mense, liefde onvoorwaardelik, liefde beteken jy reik uit na mense, liefde beteken, liewe vriende, dat ek en jy die ander wang draai. Liefde is die vrug van die Gees, want eintlik in die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22 staan liefde, en dan die 8 eienskappe. Liefde is selfbeheersing, liefde is nederigheid, liefde is vrede, liefde is vriendelikheid, liefde is vreugde, liefde is geduld, liefde is sagmoedigheid, liefde is inderdaad, liewe vriende, om daar te wees en te sê dat jy in God gegrondves is, in hom gewortel is. So daar is geduld, daar is getrou, daar is goedhartigheid. Hè. Dis wat liefde is. Daarom sê hy, kom lê julle nog meer daarop toe. Fine tune julle in hierdie goed nog meer, sodat die mense nog meer vir Jesus in julle kan sien en nog meer heidene tot bekering kan kom. Nee. Lê julle nog meer daarop toe. En dan gaan hy maar net, hy sê, laat dit vir julle saak van eer wees om rustig te lewe. Nou, vir die mense kan so gou opgewonde raak, mense kan so gou in 'n ego-trip ingaan, en jy wil op jou punt te staan, en baie keer wen jy die geveg en jy verloor die oorlog, né? Dit is maar baie keer baie beter, vriende, om 'n bietjie humble pie te eet, soos een van my groot vriende in die gemeente altyd vir my sê, eet nou 'n bietjie humble pie. Vriende, wees by eerder die minste op daai moment, al weet jy jy's reg, né? Laat dit vir jou saak wees om rustig te wees, en om rustig te wees is baie keer om vrede te bewaar, of vrede te bewaar is baie keer, omdat die ander ene, nou maar sy gang laat gaan, nie altyd nie, maar die ander baie keer sy gang laat gaan, jy weet maar, as jy nou met hierdie ou 'n argument, of met hierdie vrou 'n argument betrokke raak, gaan dit wees soos 'n parels voor die varke te gooi, né? Laat dit vir julle saak en eer wees om rustig te lewe. Julle met julle eie sake besig te hou, né? Want baie mense is nie met hulle eie sake, en altyd met ander ouens se sake doen, en dis waar die konflik baie keer kom. Hou jy met jou eie sake besig, né? Wees met jou eie goedjies besig. As jy jou met 'n ander ou se sake besig hou, moet dit wees om die ou persoon regtig te help, dit regtig uit 'n plek van help uitkom. Maar baie keer met 'n ander ou se sake besig hou, weet julle nou al uit ervaring en ondervinding uit, is eintlik om jou neus in 'n ander ou se sake te gaan druk, en vir hom 'n klompie goed te sê wat jy dink hy doen sommer beter kan doen, of anders kan doen, of dat hy nou op die verkeerde pad is. Nou kom sê hy sê, laat dit vir julle saak van eer wees om rustig te lewe, en julle met julle eie sake besig te hou. En dan sê hy maar net, en self in julle lewensonderhoud te voorsien, soos ons dit ook aan julle voorgehou hou. Dis eintlik 'n topik op sy eie, Paulus was 'n tentmaker, so Paulus het nie onderhoud van die gemeentes gevra nie, baie tyd vir hulle gegee, vir hom gegee, maar hy het sy eie werk gemaak, liewe vriende, sodat hy nie afhanklik van 'n gemeente moet wees nie, dis wat hy hierso sê. Dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing, en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Dis wat Paulus sê hierso, probeer so ver as moontlik totaal onafhanklik van die gemeente wees, sê hy. Hy sê, want op die ou ende is dit ook makliker om dan te praat met die mense binne in die gemeente, dis eintlik waarop dit neerkom. Ek kan maar baie goed hieroor sê, vriende, maar kom ons volstaan daarby. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.